Goeiedag vriende. Dit is altyd 'n vreugde om saam te wees rondom die woord. Ons is vandag by Psalm 146, 'n loflied wat ons herinner aan waar ons regtig ons hoop moet plaas. Ek is Dominee Natasha en ons gaan nou vanuit Psalm 146 lees. God die enigste ware helper. Halleluja, loof die Here o my siel. Ek wil die Here prys solank as ek lewe. Ek wil psalms sing tot eer van my God, solank as ek nog daar is. Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Welgeluksalig is hy, wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die Here sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid, wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeres brood gee. Die Here maak die gevangenes los. Die Here open die oë van die blindes, die Here rig die wat gebo is op. Die Here het die regverdiges lief. Ja, die Here behoed die vreemdelinge, hy rig wees en weduwee weer op. Maar die weg van die goddelose maak hy krom. Die Here is ewig koning. Jou God, o Sion, is van geslag tot geslag. Halleluja! Dink gou na hierdie stukkie wat ons net gelees het. Nou dink vir 'n oomblik aan 'n spinnekopweb. Dit lyk delikaat, amper soos niks. Tog kan so 'n web 'n hele reënval oorleef. Maar as jy net jou vinger daarteen druk, breek dit onmiddellik. So is ons menslike planne. Soms lyk dit sterk, selfs indrukwekkend, maar dit is broos. Een storm, een fout, een teleurstelling en dit breek. Psalm 146 wys vir ons twee paaie. Bou jou hoop op mense en planne wat vergaan, of bou jou hoop op die Here, die God wat getrou is en vir ewig regeer, wat onveranderlik is. Hierdie psalm begin met 'n loflied. Prys die Here, o my siel. Ek wil die Here loof solank ek lewe. En dan amper soos 'n waarskuwingsteken langs die pad kom daar 'n skerp draai. Moenie op prinse vertrou nie, op mense wat nie kan red nie. Sy asem gaan uit, hy keer terug na die grond toe. Op daardie dag is al sy planne tot niet. Het jy al daaraan gedink? Die dag wanneer 'n groot leier sterf ook al sy planne. Die geskiedenis is vol voorbeelde. Kyk vir Alexander die Grote. Alexander die Grote wou die wêreld verower, maar toe hy doodgaan op 32 het sy hele ryk verbrokkel. In Suid-Afrika het ons al soveel beloftes gehoor van die politici. Beloftes oor werk, veiligheid, oor voorspoed, maar binne 'n paar jaar word dit weer vergeet. Of 'n nuwe leier vervang die oues. Dis nie net leiers nie, julle. Dis ook ons eie planne. 'n Boerdery se oes kan binne 'n dag platgeslaan word deur die haal. 'n Besigheid wat jare neem om op te bou kan binne 'n maand bankrot gaan. 'n Vriendskap of 'n huwelik kan ineenstort, selfs al het jy gedink dit is 'n rotsvas. Julle, ons almal ken daardie teleurstelling. Maar die psalm draai weer en dit is die kern. Gelukkig is die mens wie se hulp die God van Jakob is, wie se hoop die Here sy God is. Hierdie vers is soos 'n anker. En dan kom die redes hoekom ons op God kan vertrou. Hy is die skepper van hemel en aarde. Hy het alles gemaak. Hy het die mag en die wysheid. Hy bly vir ewig getrou. Mense verander. God bly dieselfde. Hy gee kos aan die hongeres. Hy sorg vir die basiese dinge wat ons nodig het. Hy bevry die gevangenes. Hy maak die blindes se oë oop. Hy beskerm die weerloses, die vreemdelinge, weduwees en wese. As jy dit mooi hoor jy eintlik die stem van Jesus self. Want wat het hy op aarde kom doen?
Presies dit. Hy het blindes laat sien, mense gevoed, gevangenes bevry, en hy het sy arms oopgemaak vir diegene wat die wêreld vergeet. Ja, vir diegene wat deur die wêreld vergeet is, onthou die Here sal nooit vergete wees nie. Kom ons groei in Christus. Maar wat beteken dit vir my en jou? Wanneer ons hoop in Christus plaas, gebeur 3 dinge. Eerstens, ons kry stabiliteit in onsekere tye. Die wêreld verander daagliks. Jy weet nie wat môre bring nie, maar as jy wortel in Christus, dan het jy 'n fondament wat nie wankel nie. Tweedens, ons hanteer teleurstelling beter. Mense gaan faal, dit is seker, maar jy hoef nie bitter of hopeloos te raak nie, want jy weet jou God bly getrou, selfs as mense nie bly nie. En derdens, ons word self die hande en voete van Christus. Psalm 146 wys nie net wat God doen nie, maar roep ons om deel te wees daarvan. As God die hongeres voed, gebruik hy dikwels sy kinders om dit te doen. As God die swaar belastes oprig, gebruik hy jou en my om iemand regop te help. As God die weerloses beskerm, kan hy jou gebruik om 'n stem vir geregtigheid te wees. Dit beteken ons groei in Christus, nie net deur te glo nie, maar deur te leef wat ons glo. Mag jy Psalm 146 se woorde vat waarmee dit eindig. Halleluja, prys die Here. Dit is die geheim. Wanneer jy God loof, selfs in moeilike tye, word jou geloof sterker. Lof word jou getuienis. Lof wys die wêreld dat jou hoop nie net in mense of planne lê nie, maar in die Here self. So, as jy vandag hoor, moenie op mense vertrou nie, dan is dit nie 'n negatiewe boodskap nie, dis 'n uitnodiging. Bou jou hoop op Christus. Hy leef, hy hou jou vas en hy laat jou groei. Here, ons prys U want U is die God wat getrou bly vir ewig. Ons erken dat ons dikwels ons hoop stel op dinge wat vergaan, mense, geld, planne, ons eie krag. Maar vandag kies ons om ons hoop weer op Christus alleen te plaas. Here Jesus, leer ons om U te vertrou met ons hele hart, om nie moedeloos te raak as mense val nie, maar om ons wortels diep in U te plant. Laat ons groei in liefde, in geloof en in diensbaarheid, dat ons 'n liggaam van U kan wees, en laat ons 'n lewe van loflied gaan getuig, wat U naam groot maak. Amen. Mag julle 'n geseënde dag hê.